Ons lees vandag uit 1 Korintiërs hoofstuk 15 oor die opstanding. Want as dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof te vergeefs, en dan is julle nog steeds in julle sondes. Dan is ook diegene wat in Christus ontslaap het, verlore. Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gevestig is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood. Hy is die eersteling van die ontslapenis. Want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, so ook uit die opstanding van die dooies deur 'n mens gekom. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen volgens 'n bepaalde orde. As eersteling Christus, daarna met sy koms, hulle wat aan Christus behoort. Dan kom die einde, wanneer hy die koningsheerskappy aan God die Vader sal oorgee, wanneer hy alle heerskappy en gesag en mag vernietig het. Want Christus moet as koning regeer, totdat hy al die vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig moet word is die dood, want hy het alles onder sy voete gestel. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat dit met die uitsondering is van hom wat alle dinge aan Christus onderwerp het. Wanneer alles aan hom onderwerp is, sal die Seun homself onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal sal wees. Ons tema vandag is, God het begin om alles nuut te maak. Die opstanding van Jesus is baie meer as net 'n mooi storie. Vir ons as gelowiges is dit 'n dag van lig, 'n dag van blomme, 'n dag van hoop. Maar daar is ook 'n gevaar. En dit is dat die opstanding vir ons net 'n mooi geloofsidee kan word. Wanneer word dit 'n geloofsidee? Wanneer ons woorde sê soos, Jesus leef in ons harte, of eendag sal alles seker regkom. Die Bybel bedoel iets baie sterker as dit. Die vraag is, wat het regtig daardie oggend gebeur? En tweedens, hoekom maak dit vandag nog saak? Kom ons kyk na die eerste vraag. Wat het regtig daardie oggend gebeur? Die vroue gaan na die graf om die gebruikelike balseming van Jesus se liggaam te gaan doen. En daar wag 'n skok op hulle, 'n baie slegte werklikheid. Die graf is leeg. Wanneer Maria Magdalena by die graf kom, is dit nog donker, maar die klip is weggerol en die liggaam is weg. Sy is verdwaas en sy dink, hulle het hom seker weggevat. Iemand het hom kom wegneem. Sy dink nie aan 'n opstanding nie. Sy verwag nie 'n opstanding nie. Niemand het dit verwag nie. Selfs toe Jesus in haar verskyn, herken sy hom nie dadelik nie. Dit wys vir ons, die opstanding was nie iets wat mense uitgedink het nie. Dit het hulle oorweldig en hulle verras. Dit wys ook vir ons dat hulle dit nie net geestelik verstaan het nie, maar dit was 'n werklikheid. Die Nuwe Testamentikus N.T. Wright sê, die eerste Christene het nie geglo in 'n bloot geestelike bestaan na die dood nie, maar in 'n werklike, liggaamlike opstanding. Hoekom sê hy so? Want die graf is leeg. Want Jesus kom en hy eet saam met hulle. Hy het merke aan hom. En hy sê, kom julle, kom voel, kom raak aan my, kom voel dit. Maar tog is hy ook anders. Hy verskyn skielik. Hy is ook nie meer beperk soos voorheen nie. Met ander woorde, dit is nie net 'n terugkeer na die ou lewe nie, die gewone lewe nie, maar dit is die begin van 'n nuwe soort lewe. Die groot verrassende waarheid is, ons dink dikwels, die doel van geloof is om eendag hemel toe te gaan. Maar, luister mooi, die Bybelse hoop is nie net dat ons die aarde verlaat nie, maar dat God die aarde herstel. Ons lees in Openbaring 21, hy sê, kyk, ek maak alles
nuut. Dis nie, ek maak dat alles verdwyn nie, maar ek maak alles nuut. Die opstanding is die begin van daardie nuwe skepping. Van hierdie groot gebeure is Jesus die eersteling, nie die enigste nie, maar die eerste. Ons het gelees dat Paulus sê in 1 Korintiërs 15, Jesus is die eerste vrug. Dit beteken, as die eerste vrug ryp is, weet jy die res van die vrugte sal volg en die volle oes sal kom. Jesus se opstanding is 'n voorsmaak hiervan, van wat God met die hele skepping gaan maak. Gebroke liggame gaan herstel, gebroke harte genees, 'n gebroke wêreld nuut maak. Maar daar is twee groot misverstande of verskillende maniere van verstaan. Die eerste is, die opstanding gaan net oor die lewe na die dood. Is dit regtig so? Hiermee word bedoel dat wanneer ons sterf, ons op 'n geestelike wyse sal bestaan vir ewig, so sal ons by God wees vir altyd. Nee, dit lyk nie of dit presies net dit is nie. Dit gaan daaroor dat daar lewe na die dood sal wees. Met ander woorde, wanneer God alles herstel. 'n tweede misverstand, of 'n manier van dink is, hierdie wêreld maak nie regtig saak nie. Nee, as God hierdie wêreld gaan herstel, dan maak dit wat ons nou doen baie saak. So wat beteken dit vir ons vandag? En hier raak ons 'n bietjie prakties. 1. Omdat Jesus opgestaan het, is ons hoop nie wensdenkery nie, omdat dit gegrond is op 'n gebeurtenis. Ons sê dis nie, miskien sal dinge beter gaan in die toekoms nie, maar ons sê wel, dit is reeds aan die gebeur, want God het reeds begin werk. 2. Ons weet ons lewe het ewigheidswaarde, want alles wat jy doen in liefde, dit is elke daad van omgee, elke woord van troos, elke gebed, dit word deel van God se nuwe wêreld, dit vorm deel daarvan. So werk ons, leef ons in sy nuwe wêreld. 3. Ons leef reeds nou as mense van die nuwe skepping. Ons is nie net mense wat wag vir die hemel nie. Ons is mense wat reeds vergewe, reeds herstel, reeds hoop bring. Ons word tekens van God se nuwe wêreld. Dit is 'n fantastiese gedagte. Op 'n baie persoonlike vlak, Maria se naam. Een van die mooiste oomblikke in die verhaal van die opstanding is wanneer Jesus net een woord sê, Maria. En dan herken sy hom. Sy ken hom voorheen nie, maar hy noem haar naam en dan ken sy hom. Dit bevestig vir ons, die opgestane Here is nie net 'n idee nie. Hy ken ook jou naam, in jou hartseer, in jou verlies, in jou onsekerheid, en wat met jou gebeur in hierdie lewe, roep hy jou ook. Wat sê opstanding Sondag? Dit sê, die wêreld het reeds begin verander. Reeds begin. Die ergste ding, die dood, het dus nie die laaste woord nie. Die nuwe skepping het reeds begin. En jy en ek is deel daarvan. Ek en jy word opgeroep om te leef soos mense van hoop, mense van lig, mense van nuwe lewe. Want Christus het opgestaan en God is besig om alles nuut te maak. So ek en jy word genooi om vandag hieroor na te dink. 1. Waar het jy nuwe lewe nodig? Wat gaan aan in jou lewe? Wat wil jy nuut hê? En 2. Waar nooi God jou om deel te wees van sy nuwe wêreld? God wil jou inbring. Hy wil saam met jou leef en hy wil hê jy moet saam met hom leef. Nou alreeds in sy nuwe wêreld.